Matteus 4 vers 1 tot 11. Maar net gou, voordat ons het lees, net gou 'n paar dinge, 'n paar goed wat ons, dink ek, moet verstaan en dan moet oplet wanneer ons nou hier in 2026 hierdie gedeelte hoor. Die eerste hoorders, eeue gelede, het dit dalk anders gehoor, want hulle omgewing en hulle konteks was anders. Maar ons hoor dit met wie ons vandag is, moderne mense in 2026 met 'n moderne wêreld rondom ons. Maar let net op 'n paar goetertjies, paar woorde wat hier is. In vers 1 kom die woordjie, ek het al hier vir julle gegee, toe is Jesus. As jy die woord toe lees, dan moet jy altyd vir jouself afvra, nou maar, wat het toe is mos nadat iets vooraf gebeur het. So wat het vooraf gebeur? Wat vooraf gebeur het is Jesus se amptelike bevestiging as Messias. Waar Jesus daar deur Johannes die Doper gedoop is en God die Vader gesê, dit is my geliefde seun, en die Heilige Gees in die vorm van 'n duif vir hom vereenselwig het met Jesus, en Jesus self daar teenwoordig was as mens, hy wat nie sonde gehad het nie, tog gekom en hom vereenselwig met sondige mense, en ook die bekeringsdoop van Johannes die Doper ontvang, soos ons. So God het daar ingegryp, nie ingegryp, was teenwoordig, die drie-enige God. Dis van die min plekke waar die drie-enigheid so duidelik in die Bybel genoem word. Toe, nadat dit gebeur het. Die tweede woord wat ons nou moet oplet is in vers 2, naderhand. Wat beteken naderhand? Wanneer sê jy naderhand? Wanneer iets begin gebeur en verloop, wanneer daar 'n tyd verloop het, met verloop van tyd, soos ons kon sê, het wat gebeur? Het Jesus honger geword. Nou, om honger te word is 'n normale verloop van sake in 'n mens se liggaam, né? Met verloop van tyd word jy honger. Na jou ontbyt vanoggend was jy nie honger nie, maar ek skat dat as ek nou so 'n bietjie lank gaan preek hierso, dan gaan jy naderhand honger word. Nou, honger is iets wat met Jesus gebeur het ook, omdat hy 'n mens was. Hy was as mens daar so gewees. En dan vers 3, wanneer die Satan nou ter sprake kom, of daar ook op die toneel kom, dan sê hy, as u. Wat gebeur wanneer as u geuiter word? Wat is die dinamika, wat is die beweging, wat 'n proses word aan die gang gesit wanneer daar vir jou gesê word, as u, as jy, dit initieer vir my onsekerheid, né? Dit is dit so? As jy dit sou kon doen, gaan jy het, dit is die begin van iets, en dit het 3 keer gebeur, hier in vers 3, en dan ook in vers 5 en vers 8 weer, kom die Satan met, en hy probeer onsekerheid skep. En dan in vers 4, daar staan geskrywe. Wat hier gebeur is dat Jesus eintlik hierdie onsekerheid, wat die Satan probeer vestig by hom, Jesus hanteer die onsekerheid deur te sê, daar staan geskrywe. En dan vers 10 is dit ook baie belangrik om nou op te let, dat Jesus dan vir die Satan sê, gaan weg. As jy vir iemand sê, gaan weg, dan beteken dit, jy het 'n keuse gemaak. En Jesus kies met hierdie gaan weg, duidelik, doelbewus, teen hierdie onseker pad waarop die Satan nou vir Jesus se gedagtes en sy gevoelens en sy goeders probeer stoot. Hy het 'n keuse gemaak en let net daarna op. En dan vers 11 kry ons nog so van hierdie tussenwoorde, hierdie koppelwoorde, daarna. Wat sê daarna?
As jy dit lees, moet jy altyd vir jouself afvra, waarna het dit gebeur? Wat het gemaak dat die duiwel hom gelos het? En hy het hom toe nou met rus gelaat. Waarvan het hy hom met rus gelaat, die duiwel? Waarvan het hy vir Jesus met rus gelaat? Van die woestyn? Van hongerte? Of van honger, dis seker beter Afrikaanse woord. Waarvan het hy vir Jesus met rus gelaat? Van versoekings? Let net daarna op. En dan die laaste ding is, daar het engele gekom om hom te versorg. Wat is engele? Sulke klein wit kindertjies met vlerkies, wat so rondfladder en rondvlieg, of groot mense met sulke lang wit klere aan met groot vlerke. Is dit engele? Dis maar hoe dit in die kinderbybel geteken word. Eintlik is engele gestuurdes van God, diensknegte, boodskapdraers van God. En wie en wat is engele in 2026? Moet dit wit geklede mense of wit geklede lewende wesens wees met vlerke aan? Goed, dink net 'n bietjie daaroor. Kom ons lees dan nou. Matteus 4. Toe is Jesus deur die Gees in die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte net hy niks geëet nie. En naderhand het hy honger geword. Die versoeker, kyk hoe word hy eerstens genoem, né? Die versoeker het toegekom en vir hom gesê, as u die seun van God is, met ander woorde, wys of jy is, sê hierdie klippe moet brood word. Maar hy, dis nou Jesus antwoord, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daarna neem die duiwel, word hy nou mooi beter aangedui, daarna neem die duiwel hom na die heilige stad toe, en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan, en sê vir hom, as u die seun van God is, spring af. Daar staan mos geskrywe. Hy sal sy engele oor jou opdrag gee, en daar staan ook geskrywe, op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet in 'n klip stamp nie. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe, en wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt, en sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee as u neerval en my aanbid. Maar Jesus sê vir hom, gaan weg Satan, hij noem hom op sy naam, gaan weg Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid, en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom met rus gelaat, en daar het engele gekom en hom versorg. Jesus is in die woestyn ingelei deur die Heilige Gees. Nou ek het vir die kinders gesê, en julle weet ook nog nou, 'n woestyn is nie 'n maklike plek nie. En dit was op 'n manier simbolies ook, dat Jesus die woestyn ingelei is. 'n Woestyn is nie 'n plek van vreugde en blydskap en gerief en so aan nie. Die Israeliete se 40 jaar in die woestyn was juis as gevolg van hulle ongeloof en hulle ongehoorsaamheid. En ons weet, die van ons wat graag Namib toe gaan of Kalahari toe gaan en daai goeters plekke wat ek nog nie almal was nie, maar dit klink vir my, jy ry nie sommer met jou gewone motor soontoe nie. Jy moet maar spesiale voertuig hê wat 4x4 is, om daar oor die weg te kom. Ek het een keer, toe ons nou vir oulaas met die gesin, voordat 'n uitgebreide gesin geword het, met ander woorde, voordat skoonkinders bygekom het, toe kon ons nog in een motor inpas.
En toe het ons die kinders gevat om deur Namibië te gaan toer. En jy weet, dalk weet julle, daar, as jy deur die Kiesep gery het, op pad Walvisbaai toe deur daai klipwoestyn, is daar 'n plek waar sulke vetplante staan, en dan met 'n bordjie, en dan vra hy vir al die reisigers wat daar verbykom, om tog van hulle waterbottel daar leeg te maak oor die plant. En ons het nou ook dit gedoen, en dit was vreeslik mooi en aangrypend vir ons. Maar toe ek daar so staan, en ek kyk so om my, toe besef ek, wie jy, as dit nou nie vir hierdie motor is nie. Hierdie motor is my plek van veiligheid en versorging. As ek nou hier gelos word sonder 'n motor, is daar nie 'n manier waar ek by 'n plek kan uitkom voor ek doodgaan van die sonbrand en die hongerte en die dors en daai goed nie. Dis net te ver. Dis net te alleen. En die Heilige Gees lei vir Jesus in so onvriendelike, onherbergsame plek in. Die Heilige Gees laat hom daarin gaan. Nou is die vraag, maar waar was God? Goed, jy kan nou sê, lei is, jy stap voor. Die Heilige Gees was seker ook dan nou voor en by Jesus, maar waar was God? Was God daar? Veral toe die Satan opdaag. Toe die toetse begin kom, die versoeker sy triks uithaal en sy kaarte begin speel en 3 maal half twyfel by Jesus wil probeer wek, en hierdie twyfel aansluit by die ontberinge wat hy het, want hy het naderhand honger geword. En dit het naderhand natuurlik ook al moeiliker gegaan, nie net honger nie. Die vraag is vir my, was Jesus uitgelewer daar aan homself? Of het God dalk vir Jesus bo menslik gehelp? Dis nogal belangrik. Want as Jesus vir God bo menslik gehelp het, dan was Jesus mos nou nie soos ons nie. Dan was hy mos beskerm, goddelik beskerm daar in die woestynsituasie. Het God vir Jesus dalk bo menslik gehelp? Nou, soos 'n goeie dominee, en soos ek nou al geleer het uit ondervinding, sal ek vir jou die antwoord gee, en prokureurs gee ook gewoonlik hierdie antwoord so, né? Die antwoord is ja en nee. Hoe's daai? Ja en nee. En nou kom ek maklik uit. Maar goed, ek kom uit omdat ek wil hê jy moet nou self dink. Jy moet nou self dink. Ja, God het vir Jesus gehelp, want hy het belê in Jesus. Behalwe dat Jesus, of kom ek sê eers so, Filippense sê mos hoofstuk 2 daar so duidelik dat Jesus het homself ontledig en aarde toe gekom. Dis wat ons nou in lydenstyd oor dink. Met ander woorde, hy het sy goddelikheid doelbewus gelos om volledig mens te word. Maar God het ook as mens in Jesus belê. Daarom het ek verwys, ek meen die voorafgaande gedeelte is waar Jesus gedoop is. En daar het Jesus, die mens, waargeneem met al sy sintuie, gehoor, gevoel, die nattigheid oor hom gevoel, gesien die duif wat op hom kom, hy het waargeneem dat God bestaan. En hy het deur die doop daar ervaar dat hy die gestuurde is, dat hy het besef dat hy die Messias is, van nou af amptelik doen hy die rol, vervul hy sy roeping waartoe God hom gestuur het. So, Jesus het nie niks gehad, hy was nie 'n kaal rekenaarskerm, tablet waarop daar niks verskyn het nie. Daar is belê in Jesus. Maar nee, hoewel Jesus met die wete toegerus is en bemagtig was, ja, daar was nog 'n ding, hoe God vir Jesus gehelp het. Hy het natuurlik ook met hom, Jesus het natuurlik ook die Ou Testament geken.
die Torah, die profete, die wet en die profete en die psalms en al daai goed. Jesus het die woord van God geken. Onthou julle toe Jesus nog jonk was, as 12-jarige seentjie daar, is dit daar word niks vir ons van sy kinderjare vertel nie, behalwe hierdie een ding, dat hy in die tempel gegaan het en met die rabbies en die ouens daar so die skrifgeleerdes gepraat het oor die woord van God, van sy Vader. Hy het dit geken en daarvan geweet. En hy keer na die woord van God toe op die ou end wanneer gevaar dreig. Wanneer die toets en die versoekings kom, dan gaan hy na die woord van God. En nou, die vraag is natuurlik nou, is 'n toets, is dit 'n gevaar? Ek het baie toetse gaan skrywe toe op skool en ook daarna op universiteit. En dit was maar gevaarlik vir my. Ek was nou nie die beste student gewees nie. En so dit het vir my 'n gevaar ingehou dat ek dalk, jy weet, kan druip of hereksamen kry en dan is my vakansie slegter omdat ek nou moet leer vir hereksamen en daai klas goed. So versoeking, want dit is 'n ander vorm van toets. 'n Versoeking is eintlik 'n toets om te kyk wat jy gaan maak. Dis gevaarlik, want veral wanneer die Satan dit kom bring, hy lei jou weg van jou vertroue op God af. As u, het hy vir Jesus gesê, en dat dit te doen gehad met sy goddelikheid, met sy kind van God wees, met sy verhouding met God. Dit lei vir hom weg van God, dit lei vir ons ook weg van God af. En, ekskuus tog, en die derde ding, wat ook nogal belangrik is, God het in Jesus belê, hy was daar tussen die wilde diere, het Markus bygevoeg by hierdie gedeelte, en die engele het hom kom versorg in die woestyn, in die beproewing, in die alleen ontbering tyd. Hy was, nou hoekom sou Markus nou gesê het, hy was tussen die wilde diere ook. Die Jode van destyds sou die konneksie maklik gemaak het, maar dis soos Adam en Eva in Eden was, tussen die wilde diere en die engele wat hulle versorg het daar. Hulle het geen bekommernisse gehad nie, dit was alles voorsien. Met ander woorde, Jesus het tog daar ook 'n tipe Eden ervaring gehad. Daar, al was dit woestyn, het hy hierdie ervaring gehad van God wat beskikbaar is, God wat naby is, soos Adam en Eva vir God in die aandwinkie het en na hulle toe gekom. God het persoonlik met hom daar te doen gehad. So kom ons sê vir mekaar, ek dink dit is tog reg, Jesus was 'n egte mens. Al was die antwoord ook soms nee, dat God nie by hom was nie. Dat hy soos 'n egte mens onmagtig en ongoddelik daar en uitgelewer was in die woestyn, soos ons ook alleen kan wees in ons lewe en soms uitgelewer voel. Wat ek nou vanoggend gehoor of iewers, wat iemand sê oor die radioprogramme, hulle het met die ou wat die predikant was daar in een van die groot Engelse kerke, die hoofou daar was, hy het gesê, hy het vir hom gevra, wat het hy agtergekom van sy bediening toe sê hy, man, ek het agtergekom dat by elke gelowige is daar een of ander tyd 'n geleentheid waar jy voel, God het my nou in die steek gelaat. Die woestyn. Maar in hierdie woestyn het God en Jesus belê. En Jesus was 'n egte mens met geleenthede waar hy God se belegging gehad het, waarop hy kon steun. Nou, die vraag is natuurlik, wat het dit nou met ons in 2026 te maak? Is nou goed, laat ek het nou vir julle mooi verduidelik, en ek het nou nie eers gegaan en die 3 versoekings mooi gaan uitpak om te sê, wat nou, dit nou, jy weet, en hoe dit, maar dit kan julle self gaan lees, dit is nou nie die punt van die ding vanoggend nie, die punt vir my vandag is, Jesus het hom vereenselwig met situasies wat ons ook ken. Met situasies wat ons ook in kan kom. Die Duitsers het 'n uitdrukking met hulle praat van ons sitz im Leben.
met hoe ons sit in die lewe. Ons sit nie altyd op 'n lekker plek nie. Ons sit nie altyd op 'n maklike plek nie. Waar sit jy tans in jou lewe? Ek bedoel nou nie hier in die kerkbank nie. Maar in jou, wat is jou situasie? Ek kan nie die vraag vir jou antwoord nie, want jy wat dit kan antwoord, want jy weet wat gaan aan in jou lewe. Jy weet wat gaan aan, ons weet wat gaan aan in sommige mense se lewe, ons hulle name genoem vir voorbereiding spesifiek. Hulle sit in 'n baie unieke, spesifieke situasie, maar jy sit ook in 'n situasie, wat goed of sleg kan wees. As dit goed is, prys die Here, dankie. Maar as dit moeilik is, dan sit jy as gelowige nog steeds eg in daai situasie. Dis eg, moet dit nie ontken nie. Dis dalk erg, maar sien dit raak. En wanneer jy raak sien dat die situasie soos 'n woestyn kan wees, dan moet jy ook bewus wees daarvan dat dit veral 'n tyd is waar 'n ou meer kwesbaar is vir versoekings. Waar jy meer kwesbaar is vir die onsekerheid wat 'n versoeking by jou wil genereer. Wil skep. En daarom is die vraag, as jy eerlik is met jouself, as jy vir jouself kan sê, waar sit ek nou in my lewe? Is die eintlike kwessie, hoe hanteer jy dit? En dis wat Jesus vir ons gewys het. Toe hy in die knyp gesit het, in die woestyn, het hy dit hanteer. Hy het dit as 'n mens hanteer, nie as God nie, as 'n mens. Want Jesus was ook in situasies soos ons soortgelyk. En soos God daar was vir Jesus en hy hom in hom belê het ensovoorts, al was hy onsigbaar, was God se teenwoordigheid en sy invloed en sy beskikbaarheid eg en effektief. Dit kom ons agter in Jesus se optrede in die woestyn. Dit was eg en dit was effektief dat hy geweet het van die beskikbaarheid van sy verhouding met God. Jesus is deur die woestyntyd wat hy was. Die Heilige Gees het hom daar ingelei met 'n doel, met 'n plan. Nie sommer toevallig nie. Want ons sien dat Jesus deur die woestyntyd waarin hy was, eintlik voorberei is, of ingeoefen is, vir die res van die 3 jaar wat nou sou volg na sy amptelike indiensstelling daar by die doop, totdat hy aan die kruis gesterf het. Ons lees van ander mense wat ook in die Bybel sulke tye deurgemaak. Ek dink nou maar net vinnig aan Paulus, na sy bekering. Hy het nie na daai Damaskus ervaring en hy weer kon sien toe sy oë, die skille van sy oë afgeval het, sommer dadelik begin preek en begin werk nie. Gaan lees in Galasiërs, hy sê hy was 3 jaar lank, het hy eers na Arabië toe of iewers daar gegaan, waar hy 'n tyd van oriëntasie eintlik maar met God gehad het. Waar hy voorberei en ingeoefen is, kom ons sê dit maar so. En Jesus het iets van wat hy ervaar het en geleer het in die woestyn later weer toegepas, gebruik. Hy het daar in die woestyn nie brood gehad nie. Hy het honger geword daar. En later het hy die voorreg gehad en was hy ook sensitief daarvoor om daaraan aandag te gee, toe mense na hom toe gekom het om te hoor wat hy vir hulle sê, toe sien hy maar hulle raak ook honger en toe het hy vir hulle brood gegee, vermeerder, soveel sodat daar 12 mandjies vol oorgebly het. En hy gebruik nie vir God tot sy eie voordeel nie, want dit was die tweede versoeking wat daar was, dat hy eintlik vir die mense sou wys, maar want hy is daarom goddelik, as hy daar van die tempel afspring en die engele kom, en keer laat hy nie val nie. Nou, die duiwel, mense gebruik maar nog vandag ook nog baie keer die Bybel verkeerd, en tot hulle eie voordeel, maar Jesus het dit nie gedoen nie. Hy het vir ons op 'n manier gewys, hoe ons die Bybel moet lees. Maar daarom kom hy en hy breek die woord van God, hy breek die woord van God as die brood van die lewe, as die
kos vir ons lewe vir elke dag. Hy maak die woord van die Here vir ons oop. Die Ou Testament gee 'n nuwe betekenis, 'n ryker betekenis. Hy wys ons op die volle betekenis van die Ou Testament. Gaan lees maar die bergpredikasie, byvoorbeeld. Maar hy doen, want die woord van God, die Bybel, die Ou Testament wat hulle destyds gehad het, die belangrikheid was nie dat jy dit moes ken nie. Dat jy jou op kop moes kon opsê nie. Die doel van die woord is tog om brood vir die lewe te wees. Om vir ons te help in ons situasies, waar ons sit in ons lewe, al is dit ook in 'n woestyntyd. En daarom het hy God vertrou. God se doel vertrou. En hy die egtheid daarvan belewe. En daarom het hy ook nie geval vir die derde versoeking dat hy, politieke leierskap gehad het, 'n groot koning sou wees nie, maar juis altyd vir ons gewys het op die wyeer perspektief as maar net aardse koninkryk, naamlik die koningskap van God. Die koninkryk van God, dis wat hy gepreek het. God is bekend met ons pad, met jou pad, deur 2026. God is bekend met jou pad. Nou, jy kom ons ook al 'n pad met God. Of hoe? Jy kom ons al 'n pad met God. Dis nie vandag die eerste keer wat jy met hom te doen het nie. Is jy ook voorberei? Natuurlik is jy voorberei. Want jy is mos immers geroep. Die Here het jou geroep en jy daarop geantwoord dat dis hoe jy sy kind geword het, is omdat hy jou geroep het, nie omdat jy kom aanmeld het nie. Hy het jou geroep. En daarom het hy ook in jou belê. En wat het hy al in jou belê? Ek kan nie vir jou sê nie, maar jy kan vir my sê. Want die Here het in elkeen van ons verskillend belê op hierdie pad wat hy met ons kom, hierdie pad van wat ons saam met hom loop. Ek is nie meer die ouetjie wat ek in standaard 6 was toe ek my hart die eerste keer bewustelik vir die Here gegee het nie. Daar het baie daarna gebeur. Nie net geleerdheid nie, dis die minste van alles. Ek het baie meer buite die universiteit en kweekskool geleer van die Here. Maar ek daai was ook belangrike voorbereiding. Jy het ook, so Jesus, die Bybel. Jy het seker verskillende vertalings ook nog selfs van die Bybel. Gebruik jy dit? En dan bedoel ek, jy moet dit nie net dat jy dit lees nie. Dit kan maklik lees. Jy kan, soos ek later baie vaardig wees in lees. Ek kan hardop voorlees terwyl ek aan iets anders dink. Kan jy dit ook doen? Ek kan hardop vir julle voorlees, dan kan ek wonder, goed, het ek nou die rekenaar se krag ingeprop en dan het daar gaan druk en nou het ek nou iets gedruk wat ek nou nie moes gedruk het nie. Jy weet, so nou kan ek met julle, ek sou nou selfs kon gepraat het en kom ek druk gou net hier weer, nee, daar is hy, julle moet nou swart sien. Die punt is, ons kan Bybel outomaties lees, want ek moet daarom 'n stukkie lees voor ek die dag ingaan. Maar dis nie hoe ons die Bybel gebruik nie. Dis nie wat Jesus gedoen het wanneer hy die woord gebreek het nie. Wanneer die woord gebreek het, beteken hy het dit oopgemaak. Dit wat ons lees word deel van ons, soos die nagmaalbrood en die wyn wat ons eet, deel van ons word. Dis die doel van die Bybel. En dan Jesus was nou daar tussen die wilde diere en die engele het hom versorg. God doen dit nou nog. Net nou nie met wilde diere nie, en met engele wat jy gaan sien nie. Hy doen dit persoonlik.
Hy doen dit as Heilige Gees. En die Heilige Gees is jou metgesel in jou situasie, in jou sits im lewe, waar jy ook al wees, wat omstandighede jy ook al is, God is persoonlik by jou betrokke. God kom ons al 'n lang pad met jou, né? Sien jy wat hy al gedoen het? Nou, ten laaste, dat ek nog so 'n algemene wysheid gee, dat julle kan dink ek is slim. Ons gaan almal, elkeen van ons, gaan nog lewe totdat ons doodgaan. Hoe's daai? Ons gaan elkeen nog lewe tot ons doodgaan. Hoe gaan dit wees? Ek weet nie. Hoe gaan jy in die situasie wees as jy dalk oud en swak is? Wat het jy geleer in jou woestyntyd? Wat het jy geleer op jou pad saam met die Here? En as jy vandag kyk na Jesus in die woestyn, in Matteus 4, dan kan ek vir jou sê, sien raak, daar's goeie nuus in die woestyn. Ons is nie alleen daar nie. As mens, nie alleen daar nie. God is daar by jou betrokke. Dis nie net klaagliedere nie. God sorg dat daar ook lofliedere in die woestyn gesing kan word. Amen. Baie dankie, Here, dat hierdie wêreld, al lewe ons en is ons bewus van die gebrokenheid hiervan, al kom ons op pad kerk toe bewus van die onversorgdheid van ons omgewing, die rommel wat rond lê, alles wat lyk of dit nie opgepas word nie, nie gerespekteer word nie, na woestyn voel, dat ons weet, U roep ons ook hier. Soos U vir Jesus in hierdie situasie ingelei het, as Gees, is ons ook hier, en word ons ook hier gelei deur die Gees, en ons gebed is vanoggend net, dat U vir ons sensitief sal maak, die genade sal gee om duidelik te hoor, te lees, te sien, te dink, op te merk, wat is ook al, dat U by ons is, dat U getrou is, dat U vir ons geroep het, dat U ons wil gebruik, om ons naaste lief te hê soos onsself, omdat ons U lief het. Help ons asseblief daarmee. Amen.